Môre julle. Nou, ek het nou vanoggend toe ons hiernatoe gery het, toe dink ek in my hart, Here, bevestig die skrif wat ek vanoggend op my hart het. Bevestig dit vir my. En toe die worship span hulle monde oopmaak, toe sing ons prys die Here o my siel. En die skrif wat ek met julle wil deel is in Psalm 103. Ek wil die Here prys met alles wat binne in my is. Ek wil sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes en genees al jou siektes. Hy verlos jou lewe van die dood, bekroon jou met liefde en medelee. Hy vul jou lewe met goeie dinge, vernuwe jou jeug soos 'n arendsin. Die Here laat regverdigheid geskied en reg aan almal wat verdruk is. Hy het sy optrede aan Moses openbaar en sy dade aan die volk Israel. Die Here is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Ek wil vir jou sê, as jy vanoggend liefde en genade en geregtigheid en alles wat ons hier lees, as jy dit nodig het, daar's 'n uitnodiging aan jou om dit te vat. En ons het so rukkie terug hierdie boekie Present to Praise van Merlin Carothers op ons pad gekom. En so menslik as wat ons is, wil ek vir julle 'n kort getuienis gee van net everyday life. Ons het die Vrydagoggend staan ons op, ons kom in die oggende bymekaar. Ons begin ons dag met gebed. My ma kuier by ons, daar's 'n klomp goed wat moet gebeur. Ons ontvang gaste, ek en sy gaan winkel toe gaan. Ons het 'n lysie van goed wat ons moet doen. En onder andere het my sussie vir my gevra om van die goed wat by die huis is, wat by my is, vir haar te stuur. Sy soek haar pregnancy pillow. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek weet nie of jy 'n Pep is nie, maar jy kan goedjies stuur van Pep na Pep toe. Maar daai sakkies is net so groot. Nou moet ek haar pregnancy pillow vir haar stuur. Dis 'n wors so lank soos wat ek is. Nou dink ek, hoe gaan ek hierdie kussing in daai sakkie inkry? Ek dink, ek gaan dit in daai groot Ziploc sakkie sit, wat jy met 'n vacuum suig jy al die lug uit, dan sy so klein as moontlik. Julle, maar ek sukkel met hierdie kussing. En hierdie plastiese sakke het 'n Ziploc, maar het so 'n plastiese megaftertjie wat jy, so sleuteltjie wat jy boor hom sit, dan trek jy hom nou toe. Maar daar is nie so een in die huis nie. Nou weet ek het een in my huis, want ek gebruik die sakke as ek travel. Maar ek spook en ek is naderhand so gefrustreerd. Ek sê vir my ma, wag, ek gaan net die ding gaan haal, want ons moet nou ry. Ek hol op na die huis toe, en ek kan nie daai wit dingetjie kry nie. Ek sê vir my ma, nee. Okay, alles is in die kar, ons gaan nou ry. Maar ek is so gefrustreerd. Want die tyd het nou al gegaan en ons het nog soveel goed wat ons moet doen. En ons ry daar uit. Ons het nie 2 kilometer gery nie. Toe kry ons 'n oproep. Tannie Dini, die honde het beklei. Een van hulle het daar in die proses gegryp aan die pols. Dis net bloed. Ons moet terugkom. En in daai oomblik prys ek die Here. Ek sê vir hom, Here, vergewe my vir my ongeduld. Ek prys U vir my frustrasie, want as ek in die dorp was, sou my dag dalk heel anders gelyk het.
draai terug. Ons is in 'n landelike gebied. So ek kan lekker vinnig ry. 80 km/h, daar gaan ek. Vinnig terug by die huis. Die Here het 'n vrou op ons perseel gesit. Sy's al 13 jaar daar. Sy help vir ons skoonmaak. En ja, sy het verpleeg agtergrond. Die Here het dit bestem dat sy daar is. Sy het Tannie Dini se wonde versorg. Ons het haar in die kar, ons bel vooruit, ons kom. Die dokter is beskikbaar. Ek het haar afgelaai, toe ek die hond gaan aflaai, teruggegaan en toe ek instap by ongevalle waar hulle besig is om haar aan mekaar te stik, sê die dokter, jy kan so gelukkig wees as daai hond jou 'n millimeter links gebyt het. Sou jy 'n operasie moes gekry het, hulle sou die arm moes oopgesny het om die aar uit te haal en. En ek sê vir Tannie Dini, is dit nie wonderlik dat ons ver oggend gebid het en hierdie dag vir God gegee het nie. En ek wil vir jou sê, ons is mense, maar die Here weet dit gelukkig. Hy sê in dieselfde Psalm, sê hy, ek onthou, julle is net stof. Mag jy God in al jou omstandighede prys. Prys hom vir die frustrasie. In Jesus se naam. Ek het een gedagte nog wat ek met julle wil deel. Ek gaan dit in Engels aanhaal. En dit is in my hart. Romeine 8. For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. The law of the Spirit, that is Jesus Christ, has set us free from the law of sin and death. Tannie kan opkom. Ek het die man se naam vergeet. Hy het die lied geskryf, It is well with my soul. Hy het daai lied geskryf toe sy hele familie omtrent uitgewis is in 'n storm op die see. Ek wil vir jou sê, God weet alles van jou af. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. Mag julle geseënd wees. En ek prys die Here vir wat hy vir julle doen in Kathu. Handelinge 1 van 6 tot 11. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk weer vir Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem in 'n wolk, het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkeer, soos julle hom na die hemel toe sien opvaar het.
En dan 'n eentjie verder in Handelinge 2, 17 tot 21. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot dag, die groot glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Iets oor die kerk. Die Heilige Gees uitstorting is die begin van ons. Dis ons begin. Die Heilige Gees se uitstorting is die middel. Die Heilige Gees se uitstorting is die einde. Vir ewig is ons verbondenheid en ons afhanklikheid en ons vol wees tot oorloop van die Heilige Gees, die kerk. God het 'n doel met ons hier in die suidpunt van Afrika. Want hier is kerk. Hier's nie kerke nie. Dis nog 'n klein misverstand. Hier is kerk. 1 Korintiërs 12 vers 13. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop. Of ons nou 'n Jood of 'n Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrink. En dan sê Mariska vir my net voor ons kom, weet jy, sê sy, my maat laat weet, die Statebond spele is geopen met 'n skouspel oor 'n afgod. Terselfdertyd sien jy in die nuus, ek het baie in Europa gewoon en gereis en my hart breek om te sien dat Parys, die mense gaan dood van hitte. In België het die riviere opgedroog. Daar is kos vir hulle diere nie, hulle is in skok. Engeland het 'n droogte soos nog nooit in die geskiedenis nie. Amerika het veldbrande, die nuus sê vandag, die omvang van die veldbrande, en dit wys die hele VSA. En dit sê die grootste sedert daarvan boek gehou is. God skud. Ek het nou die dag einste vir Mariska se ma gevra. Ek sê, Elmarie, op watter punt van jou lewe, waar het iets gebeur wat jou nooit weer laat twyfel nie? En sy het dadelik geantwoord. Sy sê, die dag toe die Here met haar praat in 'n stem en hy sê, ek gaan alles skud. Buiten dit wat nie geskud kan word nie. Dis besig om te gebeur. God is nie wreed nie. God het ons lief. Hy moes verskriklike dinge, moes hy stop. Hy moes ons selfvernietiging stop elke keer. En dit breek sy hart. Maar hy doen dit omdat hy mense tot redding wil bring. Hy wil dat elkeen gered word. En as hy ons sofistikasie sien, en ons slimheid, en ons onafhanklikheid van God, en ons eie wysheid, en as hy sien ons bring afgode waar die evangelie vandaan gekom het na ons toe, dan gaan hy skud. Nie om te vernietig nie, om te keer dat ons onsself vernietig. So God is besig met 'n groot genadewerk wêreldwyd.
En jy moet nou oplet, waar is jou kind? Jou kind is daar waar God daai kind wil aanwend. Dalk is jou hart stikkend want jou kind is ver. Begin God prys, want hy het 'n plan. Daar's 'n invloed. Jy bid vir daai kind. En dan gaan jy sien dat jy 'n seisoen gesien het van mense wat pad gee hier. Moenie verbaas wees dat jy dalk 'n omgekeerde seisoen gaan sien. Want die Here het 'n plan met ons. Ek het vir die vrouens vertel en julle gaan nie omgee dat ek vir die manne dit sê nie. Dat God ingegryp het in ons land op 'n manier wat uniek ter wêreld is. In 94 sou ons 'n oorlog hê. Die groot media het hulle nommer 1 joernaliste gestuur, want dit sou 'n bloedbad wees. Daar was 'n paar bomme, daar was al geweldige goed, maar daar was nou 'n amptelike oorlog sou verklaar word die volgende dag. Maar hier's 'n kerk. Hier's 'n kerk. En die kerk mag hoe gewees het, maar God het ons aandag gekry. En mense in klein plekkies, mense op plase, mense in stede, oral, het hulle verootmoedig en begin bid. Toe die Zulus weier om aan die stem deel te neem, toe is hulle naam nie eers op die verkiesingsbiljet nie. Hulle het hom nie eers gedruk nie. Maar God het vir 'n man in die Vrystaat gesê, jy mag nie ophou nie. 'n Gewone man, jy kan nie meer gewoon wees as Willem Olivier nie. En hy sê vir Willem Olivier, hy het hom ingesmokkel as regsgeleerde om die advies te gee aan die Zulu regering. En die Here het vir Willem gesê, hulle gaan stem. Jy gee nie op nie. Maar toe is dit klaar, toe is dit verby. Die politieke leiers, Kissinger, Carrington, en hulle het 'n man uit Kenia gebring, Washington Okumu, gaan nou vergader en dan gaan hulle vir Buthelezi ooreed om vir die koning te sê, moenie oorlog verklaar nie. Weet julle, hy het nie eers die vergadering bygewoon nie. Toe die vergadering begin, toe is hy weg. Maar God het vir Olivier gesê, jy byt vas. Olivier se vrou het vir hom R150 in sy baadjiesak vasgespeld. Sy sê, met al hierdie vergaderings, gaan jy dalk kontant ergens nodig hê. Ek sit vir jou die geld in jou baadjie se voering. Olivier besef, Buthelezi se jet het klaar na Natal gegaan, dit is verby met hierdie land. Nee. Hy bel al die lughawens rondom Pretoria en Johannesburg. Hulle mag nie sê of Buthelezi se jet daar is nie. Maar as een man wat weergebore is in Lanseria lughawe, en hy weet Buthelezi se jet staan hier, en hy ontken nie dat die jet daar is nie. Nou jaag hulle Lanseria toe met 'n taxi, daar's glad nie 'n staatskar beskikbaar nie. Hulle jaag met hierdie Keniaan om hom finaal te probeer stop en ooreed, en toe hulle stop met die taxi, toe kos dit R150. Dis ons God. Nou het die vliegtuig klaar opgestyg. Die lughawebestuurder weet, as die vliegtuig langer as 8 minute in die lug is, en hy dan fout kry, moet hy by 'n ander lughawe stop. So hy's op die radio met die vlieënier, hy sê, kry nou iets fout met daai jet. Ons het 'n dokumentêr hieroor gemaak, dis hoekom ek dit weet. Maar die dokumentêr het nie gesê van die fout op die vliegtuig nie. En ek weet, Katu sal nie uitpraat nie. Die vlieënier sê, hy sê, hier is nou, die kompas bewe te veel. Ons moet dadelik terugdraai. Maar julle sal weet, 'n kompas bewe altyd. Hulle land
Professor Okumu sit daar by die lughawe. Dit het dus misluk wat hom aanbetref. Jy weet, as ons ergens van 'n koloniale afkoms is, dan drink ons 'n koppie tee. Hy sit en hy sê dit in ons dokumentêr, sê hy, I was sitting there having a cup of tea. Dr. Buthelezi kom aangestap na hom. Hy sê vir hom, well, my brother, it seems that my appointment with God was more important than my appointment with you. Is dit reg? Tweedens sê hy, God brought me back like Jonah of Nineveh. Washington Okumu het niks vir hom gesê nie. En die koning het nie oorlog verklaar nie. Nou, dis die enigste land waar so verkiesing plaasgevind het, sedert koloniale magte uit is en nuwe plaaslike verdeelde mag ingekom het, waar daar nie 'n burgeroorlog was nie. Sal ons dit in ons harte hou? Sal ons daai dankbaarheid behou wanneer ons nuus kyk? Nou, ons is in ek wil net kyk waar's 1 Korintiërs 12, laat ek nou net gou kry. As ons 1 Korintiërs 12 en ek gaan nou nie vir die Pinksterkerk op Katoo leer oor gawes nie. Ek gaan net vir jou sê, laat daar aan elkeen van ons 'n genadegawe gegee is, tot voordeel van almal. Dis waarvoor die gawes is. Ons is deur 'n seisoen waar 'n mens baie selfbewustheid gesien het. Jy het groot name gesien. Jy het kursusse gehad. Jy het ontdek jou gawes gehad. Jy het 'n geweldige bestudering van die uitstorting van die Heilige Gees gesien. En ek wonder amper of ons nie dalk dit is van God en van sy bonatuurlike werk 'n studieobjek gemaak het nie. Ek was by 'n vrouekamp waar ek Romeine 6 gelees het. Ek het net Romeine 6 gelees. En toe het mense aanstoot geneem. Want dis iets van een van die grootste geskille in die kerk. Toe ek Romeine 6 lees, toe val die Here toe, doef. Toe ek die volgende dag terugkom, toe sê ek, is ek in die moeilikheid? Toe sê hulle ja. Ek is in die moeilikheid want ek het Romeine 6 gelees. En die persoon wat aanstoot neem, sê vir my, sy sê my man het 2 doktorsgrade in teologie. En hy is pas terug uit die buiteland. En ek sê vir haar, het die 2 doktorsgrade 1 persoon na Jesus gebring? Sy sê, nee. Ons moet versigtig wees. Niks fout met 'n doktorsgraad nie. Ons kan lank swat, ons kan aanhoudend swat. Ons gaan aanhoudend swat. Maar ek kan nie net 'n mens se perspektief vat of 'n genootskap se perspektief of 'n skool of 'n universiteit se perspektief nie. Ek het God se perspektief nodig. En God sal dit vir 'n kind openbaar. Soos Betty
Ek dink dit is Betty Maltz of Betty Baxter. Albei van hulle, God het hulle kragtig gebruik en die Here het vir die een van hulle gesê, Betty, keep it simple, keep it simple. Dit meen nie dat dit nie diep is nie. Ja. So ons gaan by die huis en ons het baie daarvan geleer en ek is seker hierdie twee pastore het vir julle daarvan geleer. Hy het vir julle 1 Korintiërs 12 geleer oor die genadegawes, hy het vir julle 1 Korintiërs 14 geleer van hoe en hoe nie. Maar een van die grootste dinge vir my is hoe sal jou lewe effektief wees? Wil jy jou lewe effektief sien in redding, in bymekaar maak van die kuddetjie? Sou dit jou interesseer? Het jy 'n begeerte daarna dat jy effektief sal wees? Ek wil nou net ietsie noem vir julle. Dan gaan jy sien waarheen mik ek. Die grootste man wat ek ken. Ek ken hom baie jare. Ek het hom geken toe hy so 'n seun was, so 'n maarseun met groot kniekoppe. Dis ek 'n paar jaar buiteland toe en ek kom terug en hy maak die deur oop. Hy staan nie die hele deur donker. Hy is die grootste man wat ek ken. Hy het 'n stuk pyn agter die rug. Wat 'n sindroom kan wees in dit land. Daar's nou al 'n woord daarvoor. Die pyn is kerkseer. Ek weet dit kan toe oorgeslaan, nee. Net COVID het gekom. Koereman is ook oorgeslaan, de Ben. Nee. As jy dit nie gehad het nie, dan is jy is dalk nog nie 'n slagoffer gewees nie. Maar jy gaan jou hart moet oopmaak, want daar's so baie in die land. Dit het veral gebeur met gawes. Dit het veral gebeur met gawes wat nie aangewend is onder die beheer van die Heilige Gees nie. Daarom moet ons die gawes toets, is dit nie waar nie? Jy toets dit aan die Here. Mariska het 'n vers gehad wat sy kom lees. Natuurlik is die vers waar. Sy kon enigiets van Genesis tot Openbaring uit al 66 boeke kon sy enige bladsy kom lees het. Maar sy sê ek wil toets. Wat is vir nou? Nou hoe weet jy dit? Ek is seker Mariska, kan jy 'n kursus aanbied daaroor? Asseblief moenie. Nee. Jy gaan nie 'n kursus aanbied oor hoe jy die Here hoor nie. Want dit hang nie van jou af nie. Dit hang van hom af. Hy praat met 'n heiden en die persoon kom tot geloof. Hy weet wanneer hy het jou gemaak. Nou sê jy, ja, maar jy ken nie my naasbestaandes nie. En nou wil ek sê, nee, maar God ken hulle. God kan die persoon wat hy wil bereik. En as hy jou wil lei, sal hy jou lei. Jy moet, solank jy net 'n skapie is, as jy 'n skapie is, dan hoor jy die herde. Jy's dalk gaan hierdie geweldige stelsel tussen jou ore baie keer beswaar maak. Dan gaan die Here wen. Jy weet, hierdie stelsel tussen ons ore het lank geregeer, is dit nie? So ons is gewoond dat hy die baas is. Maar daar kom 'n dag wat ek sê, God is baas. En dan kan hy vir jou, al is jy verkeerd, sal jy 'n stem agter jou hoor, wat sê, dit is die pad wat jy moet gaan. So wees vrymoedig, moenie bekommer nie, moenie dink dat jy nie God hoor nie,
Maar jy gaan God se stem herken, omdat hy jou idioom ken. Hy praat jou taal. Jy is uniek. Jy gaan hom aan sy liefde herken. Al sou hy jou teregwys, dan bring dit jou nader. Dit is God. So, jy gaan dalk mense kry, wat deur wat kerk genoem was, seer gekry het, en dalk het hulle nou van God gaan wegkruip vir 'n lang tyd. Ek sien toe daardie verskriklike, daar het verskriklike goed gebeur op 'n plek, en toe het 'n delegasie gegaan om te gaan vergifnis vra, en toe praat 'n vrou die waarheid. Sy sê, dit is nie die kerk gewees nie. Dit is nie God nie. Dis 'n mens. Dis mense wat foute maak. Ek was oortuig, ek moet in Johannesburg bly, so tussen my twee ore het ek geweet ek bly in Johannesburg, en my baas vra vir my, wil jy vir ons kantoor gaan oopmaak in Kaap? En ek sê, Maureen, weet jy, dit gaan nie werk nie, al my kontakte is hier gaan ek vir jou meer werd wees. En ek stap terug in my kantoor, en my kollega Marie Pieterse sit daar oorkant. Ons het saam by die Here uitgekom. Ons het net oor die Here begin praat en nooit weer opgehou nie. Marie sit daar, Marie sê vir my, sy kon dit nie hoor nie, sy was nie naby nie. Sy sê vir my, Oudina, hoekom lyk jy soos iemand wat 'n verkeerde besluit geneem het? En ek maak 'n draai en ek hardloop agter my baas aan. Ek sê, Maureen, stuur my Kaap toe. As ek nou nie Kaap toe gaan dit nie, julle weet wat sou nie gevolg het nie. Nou ja, ek praat van die grootste man wat ek ken. Nou het hy 30 jaar, vir 30 jaar is hy kwaad vir God, want hy was kerkseer. En in die tyd van die kerkseer het sy broer homself geskiet in hulle huis. Nie oor die kerkseer nie, maar ten tye van. En daarna is sy pa oorlede aan kanker. So die twee seuns het toe verskillend kwaad gewees vir God. En nou het hulle mure gebou. Jong, jy moet daar 'n muur bou, hoor. Jy bou 'n geweldige muur, en jy moet hom elke dag bou. En jy moet aanhoudend hierdie goed opstapel, jy moet aanhoudend, moet jy bou. Want jy sê, daar's nie 'n God nie. Is skrikwekkend, is dit nie? Wat 'n geloof vat dit nie om te sê God is dood nie. Net geloof wat verkeerd gemik het. Nou na die 30 jaar, met alles wat dit inhou, wanneer jy God verwerp het oor mense, oor sonde, hier bel hierdie man, kan ek 'n afspraak met hom hê? En ek weet, ek sê, Here, ek het nie 'n idee nie, ek het nie 'n klou, wat nie, help my. Nou wat ons altyd vir mekaar sê, is jy berei nie voor vir iets intellektueel nie. Jy kan al jou notas reg hê, maar wat ek beleef het is dat jy's nie in beheer van jou voorbereiding nie. Dis God wat alles doen, en dan is jy die produk, die dag wanneer jy die produk moet wees. Hy het jou beet, hy laat die hond jou byt as 'n deel is daarvan. Almal het vir my gesê, jy moet die hond laat uitsit. Dis nie my hond, dis my niggie se hond, en hulle het mekaar gegryp, en ek was tussen dit. Die hond leef nog. Maar God regeer. En as jy hom die reg gee, regeer hy oor die klein en die groot. Oor tyd, oor ruimte, oor alles. Jy is online.
Die krag kan afwees. Die wifi kan wegwees. Die Heilige Gees. En jy is in kontak. Nou het hierdie groot man my laat kom. Ek sê, Here, hoe? Want ek weet wat ek moet doen. Ons kan 'n traktaat vir iemand lees. Ons kan agter in 'n Gideons Bybel vir hulle bid agter my aan. Maar wat ek wil hê, is dit moet 'n geesproduk en 'n geeswerk wees. En ek weet dat ek nie weet nie. Nou gebeur daar dinge. Ek begin ervaar dat die Heilige Gees vir my sê, hy het soveel pyn, jy mag hom nie verwyder. Hy het 30 jaar verloor, vir 30 jaar treury. Hy funksioneer in sy werk, groot salaris, groot pos. Maar nou is dit die dag voor die tyd, ek is nog nie reg nie. Ek sê, Here, ja, ek hoor. Ek mag niks verwyd nie. Ek mag nie vir hom sê, jy is verslaaf nie, want hy is. Ek mag niks verwyd nie. Ek mag nie sê, jy moes nie. Jy moet nie. Dis nie 'n resep nie, dis elke keer anders, want dis 'n ander persoon. Nou is ek daar. Maar die vorige nag droom ek. Ek wil sê, God dank. Hier in die Bybel sê, die ou mense sal droom. Ek kwalifiseer. Maar ek weet jong mense sal ook drome van God kry. Dis net 'n manier waarop hy sê, almal. Ek droom dat hy gaan staan op die oomblik wat hy vir die Here ja sê. Dit droom ek. Nou, volgende oggend hier ry ons. Ek ry en ek bid in die Gees en die Here sê vir my, hy's 'n bebloede massa. Daar's niks van hom oor nie. Van 'n godlose lewe. Van rebellie. Die vyand kon dwars oor hom ploeg. Toe ons daar kom, toe sit ons en ek het vir die Here gesê, ek hou my mond tot iets wat U wil sê uitkom. Hy begin praat en hy vertel my die eerste deel. Hy's nog in beheer. Hy wag dat ek met hom Christianese gaan praat. Weet julle wat's dit? Hulle weet Mariska. Jy weet mos. Dis hoekom in 'n huwelik en in 'n verhouding, jy ken al daai een se storie en daai een ken jou storie. jy skakel na Anastasie sonder dat hulle weet. Maar hy wag en ek sê niks nie. Hy sê ek is soveel jaar by 'n sielkundige. Hy wag nou dat ek moet sê ja, maar hulle kan jou nie help nie. Hulle is net mense. Dis nie waar nie. Later aan hoor ek die vrou waar hy was is 'n instrument van God. In watter beroep jy ook al is. Jy is daar ingebring deur God. En al wat ek geweet het, is danksy hierdie vrou se liefde wat hy kon aanvoel, is hy nog lewendig. Toe sê hy, ek is so lank by 'n psigiater. Hy sê, hulle skryf vir my middels voor, en ek weet vandag, ek kan nie nog een middel byneem nie, dan sal ek nie kan werk nie. Ek hou my mond toe. Ek het niks daaroor te sê nie. God is groter. En so gaan die gesprek, en so begin die pyn uitkom. En hy gooi net die pyn uit, en hy gooi net die pyn uit. En toe ons op 'n kol moet opstaan, want hy moet iets by die kombuis gaan doen, toe staan hy. Nou jy weet baie duidelik, as die grootste man wat jy ken staan, want jy kyk so.
En hier staan hy, net soos in die droom. Hy stop, die oomblik is te ernstig om kombuis toe te loop. Hy staan. Hy sê, weet jy wat? Ek is nou gereed hiervoor. En ek sien hoe hy lewendig word. Hierdie groot, hierdie harde, hierdie slim, sterk man, sê net in sy hart, ja. En ek sien die lewe op sy gesig, net soos in die droom. En van toe af stuur hy vir my dagstukkies. Dan ietsiekie oor tydsberekening. Mariska, julle is opgehou oor die dingetjie, die McGaftertjie, nê? Nou, julle moes opgehou gewees het, nê? Nou is ons in een van die grootste strate in die wêreld. In Buenos Aires is die Avenida Maipo, hou nie op nie, dis 'n geweldige straat. Ons is klaar met 'n crusade. Maar 2 jaar tevore het 'n vrou na 'n veldtog in 'n stadion by ons kom staan en sê, ek kom van die verre suide. Nou die verre suide is die verre suide. Dis daar waar Argentinië en Chile so klein puntjie maak. En dan sit see en dan sit Antarktika. Sy kom van daai klein puntjie af. Tierra del Fuego. Was altyd mis. Fog. Die aarde van mistigheid. Daar bly hierdie vrou. En sy sê, niemand kom ooit na die suide toe nie. En dit vat ons harte en ons sê, as ons weer kom, dan moet ons gaan. Ons bid daaroor, ons bid dat die Here dit vir ons kan bekostig, en ons is weer daar met 'n crusade, en toe die crusade klaar is, toe stuur ons almal huis toe, en net Corrie en ek gaan soontoe, want dit is so duur, laat ons sê, nou dan se net ons twee wat nou vir ons gaan kaartjies kry. Nou is ons in Avenida Maipo, en daar's die eerste beste reisagentskap gaan ons in. Ons ken nie die vrou se naam nie, sy was 'n gesiggie in 'n skare. Daar's niks, geen manier wat jy haar kan opspoor nie. Dis 2 jaar terug. Ons is in die reisagentskap, en toe ons al ons geld wat oor is, tel, toe is dit die helfte van wat dit kos om te gaan. En jy weet, het julle sulke oomblikke waar jy so verslae is. Jy skielik is die mat onder jou uit. Nou, ons was dan nou so op pad, nê? Net die helfte. En toe die agent vir ons sê, dit is presies die helfte van wat julle nodig het. Julle kan soontoe gaan, nie terugkom nie. Toe stap 'n vrou by die agentskap in. En ons kyk op, ons sê, is dit nie daai vrou nie? Maar dit is mos by die kwessie. Dit is sy. Sy stap daar in, en ek sê vir Corrie, ek gaan haar groet in Spaans as suster. As jy iemand aanspreek as suster, dan weet jy, is iemand van die kerk. Ek sê, vir haar, goeiemôre, suster. Sy sê, kom julle! En toe sê ons, helfte van die geld, sy sê, kom, die Here sal die res voorsien. Natuurlik het hy. En toe is daar kom. Toe is die plaaslike leier van die kerk, die pastoor. Hy is gebroke. Hy het vir die Here gesê, as u nie iemand stuur om my te bemoedig nie, dan pak ek dit in. Ek kan nie aangaan nie. En toe lig die Here hom op. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Hoe die Heilige Gees hom herstel. 2 jaar later was ons weer daar. Toe die Here vir hom 'n vrou gegee.
en sy verwag 'n babietjie. En hulle gaan 'n gesin wees. En dis wat die Here gedoen het. Elke keer. Nou moet jy weet, hoe lank voor die tyd moes alles in plek kom. Dat op die oomblik dit bymekaar kom. Ons hele lewe lyk so. Ons is net nie bewus daarvan nie. As jy vanoggend hier aangekom het, weet jy klaar, hoe is dit om deur die Heilige Gees gelei te word? Nie oor hier nie, net oor hier vir nou. Laat ek vir jou sê van, hoe gaan jou lewe lyk? Hoe lyk hy wanneer jy die Heilige Gees as leidsman het? As volëinder van jou geloof? Dan lyk jou hele lewe so. En dis 'n keuse. Altyd 'n keuse. God wil nie robotte hê nie. God het nie slawe nie, die vyand het. God het mense wat hom terug lief het, soos pastoor Kobus gesê het. Hy het ons eerste lief gehad. Ons kan hom net terug lief hê. Nou het jy 'n eysterman in hierdie liefde pratery. Dis nie jou taal nie, dis okay. Dis jou hartstaal. Dalk is dit nie jou boer op die trekkertaal nie. Dalk is dit nie jou groot man agter die komputertaal nie. Maar in jou hart weet jy weet. Ons is in Bosnië-Herzegovina waar ons 4,5 jaar was en dit is binne in die oorlog. Dit is nog oorlog. Ons het die enigste privaat voertuig in die land. Ons moes 4x4 hê, want die paai is weg. Ons het net Suid-Afrikaanse rand gehad, ons gesê, Here, toe bid Corrie, ag Here, nou gee vir ons 'n Land Rover met pond en dollar. Dis stuur iemand vir ons dollar, paar dollar en ons hou dit, dis die landie se geld. En toe woon daar skotte by ons, Jim en Wel Kincaid kom vir tyd lank by ons bly. En 'n vlieënier kom hulle besoek en die vlieënier ons het gesels, hy hoor wat ons doen. En toe hy terug is, hier kom die boodskap uit Engeland. Die geld is beskikbaar vir die voertuig. Ek wys vir Wel dit, ek sê, Wel, look at this letter. So sê, my dear, it's perfectly clear. Nou, my dear is toe Engeland toe, en die skot kry ons daar, en ons dog is vreeslik modern, maar dit is eintlik van dorpiekie na dorpiekie, en toe gaan ons na so 'n plaas, en die plaas het net Land Rovers. En hy soek een uit, en dis 'n county station wagon, wat die mense wat dit versamel laat kwyl, want hy was nooit in Suid-Afrika nie. En hy gaan na die bank toe, fisies oor die toonbank, trek hy die ponde, en hy sit dit in 'n Woolworths sakkie. En ons koop die Land Rover. Nou is ons in die ooste van die land tydens die oorlog. En die oggend sê die Here vir ons. Corrie sê, Dini, ek dink ons moet kus toe ry vandag. Ek sê, dan moet ons dadelik ry. Ons pak en ons ry. Dit is 7-8 ure. En ons ry na ons vriendin Annetjie wat aan die kus bly. Ankitsa is haar naam. Ons het geen idee hoekom ry ons na Ouma Maria en Ankitsa op die kus nie. Jy ry nou maar. En toe ons daar aankom, en hulle maak die deur oop, toe sien jy net 'n geweldige emosie. Weet wat het gebeur? 'n Vrou, wat 'n apteker was, het al haar mense verloor, en sy wou, daar was sy groot geword het, in die see inloop, in selfdood. Sy het intussen verslaaf geraak aan haar middels, en sy het alkohol by dit gesit, om die pyn weg te kry. Maar het natuurlik nog nie gehelp nie. Toe sy by Plotjie die dorpie kom, die ding sê, as ek net
Sy onthou daar was 'n vrou met die naam Maria, Ouma Maria. Ouma Maria het in daai woonstel gebly. Sy sê as ek net Ouma Maria kan sien voor ek doodgaan. En sy sien iemand op die balkon en sy sê, is hier miskien 'n Ouma Maria? Sy sê ek is Maria. Sy nooi haar in. Intussen is Ouma Maria wedergebore. En Ankitsa is ook daar. Maar hulle is so pas bekeer, hulle weet nog nie hoe om iemand anders na die Here te lei nie. Hulle weet glad nie wat om te doen nie. En hier sit hierdie vrou met die pyn. En hulle bid net, hulle sê, ag Here, stuur tog vir Corrie en Dini, dat hulle hierdie vrou kan kom help. Maar hulle bid nou. En ons moes eintlik 8 uur voor die tyd al gery het. Is dit nie so nie? En God het dit gedoen. Dis hoekom hulle so geweldig reageer toe ons instap. Maar nou sit vreeslik awkward. Hulle wil die vrou nie verleentheid stel nie, haar naam is Dubravka. Hulle wil nie vir haar verleë maak nie. Hulle weet nou wat die storie is. En ek sê vir haar, kan ek met jou praat? Ek sê ek wil met jou praat soos iemand vir wie God iets baie groot gaan doen. Ek wil met jou praat soos wanneer God iemand wat heeltemal verslaaf is, vrymaak sonder gevolge. En toe maak hy haar vry. En die volgende oomblik is sy vry. En wie die seun vrygemaak het, is waarlik vry. Moenie geïntimideer word deur dinge wat jy dink mense verslaaf het vir 'n leeftyd. Moenie. God weet wanneer, hoe, waar en God is effektief. En nou het jy aangetree en jy's onder die hand van 'n effektiewe God. En derhalwe sal God jou lewe effektief maak. En daarom gaan ons herlewing sien. Hoekom gaan ons herlewing sien? Want is God. Ons het gelees dat dit net die Heilige Gees is. Dis nie die tent wat ek opslaan nie. Dis nie die speakers wat ek huur nie. Dis nie die spesiale persoon nie. Dit is net die Gees van God wat uitgestort word in 'n gewone mens. En op daardie oomblik, soos daai groot man dit gedoen het, op die oomblik wat jy in jou gees sê, okay, count me in. Ja, Here, dit is herlewing. Dit is waaragtige, blywende herlewing. Ons gaan herlewing sien, want God rus ons toe. God verander ons. Ons raak onherkenbaar vir onsself en vir die ander, na mate ons hom sien, soos hy werklik is. Dis wat ons verander. Nou het ons, dis maklik om te preek oor die gawes, 1 Korintiërs 12, en dan kan jy 1 Korintiërs 14, maar in die middel staan 1 Korintiërs 13. Nou, as julle soos ek gedink het, het ek altyd gekoes. As hulle daai een lees, dan sê ek, o Here. Weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê. Dalk moet ons dit so lees. Hy sê in die einde, nou daar was nie hoofstukke en verse nie, nommers nie, die oorspronklike is 'n brief, geïnspireer deur God, geskryf deur Paulus aan die Korintiërs. As jy wil weet of die kerk perfek is, dan lees jy net Korintiërs of Efesiërs, eintlik op die res. Dan weet jy, God weet, maar God is genoeg. So, 1 Korintiërs 12:31, sê hy, lê julle toe op die beste genadegawes. Die genadegawes is eintlik, is dit nie die tools nie? Is dit nie die gereedskap nie? Dit is
Die bouer het 'n troffel nodig. Die man wat karre werk, het instrumente nodig. Deesdae gesofistikeerde elektronika. Die man wat in die tuin werk, het pikkegraaf nodig. Jy het instrumente nodig. Jy het toerusting nodig. Jy het kragtige power tools nodig. Is dit nie waar nie? Maar die Here sê, maar lê jou toe op die beste. Dan volg hy dit deur te sê, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Dis 1 Korintiërs 13. Die allerbeste. En jy kan daarin hakkies sit. Genade, gawe. As hy oor die gawes praat, en hy sê vir jou, soek die beste gawe. En hy sê, nou gaan ek vir jou sê, wat is die allerbeste gawe? Dan is die liefde mos 'n gawe. En weet jy, hoe kan ons in ons koppe vashak en dink, God kom kyk, en hy vereis, en hy stel 'n standaard, en hy sit die dwarslat te hoog vir my, en ek sê, ek koes Here, ek kwalifiseer nie, want hier's al die gawes, maar wat dit help, wat baat dit my, as ek al die wysheid het, en al die kennis, en ek het nie die liefde nie. En dan diskwalifiseer ek myself net daar. Is dit nie wat moontlik gebeur het nie? En nou moet jy net besef, nie is andersom. Dis nie 'n dwarslat nie. Dis nie 'n vereiste nie. God demand dit nie van jou nie. God kom nooi jou uit. Om van hom net jy die gawes ontvang het. Die allerbeste een te verlang, te soek, honger te wees. So die 1 Korintiërs 13 is nie geskryf om jou te diskwalifiseer nie. 1 Korintiërs 13 is geskryf om vir jou te sê, wat die allerbeste is, wat jy van God ontvang, soos die res. Nou is jy so gewoond aan pyn. Jy is nie eers meer verbaas nie. Ons het skrikwekkende pyn aangehoor hier in hierdie tyd. Maar God het ons het dit gesing vandag. Uit kennis, uit waarheid, uit belydenis. Ons het dit uitgeroep, God. Hy is die Here, ons God, wat ons gesond maak. Binne en buite. Jy het dalk soos hierdie groot man, sulke mure. Jy's in die kerk. Maar jy sal jouself nie 'n emosionele mens noem nie. Buiten as jy miskien kwaad is, dis ook 'n emosie. Nou wil ek vir jou sê, daar val dit plat, nê? Ek het geselekteerde emosies. Nee, die een waarsonder ek nie kan leef nie, is dalk die een wat ek buite hou, omdat mense my vertroue gebreek het. Mense het ons seer gemaak. Mense het ons teleurgestel. Mense het ons verwerp van ons klein was. 'n Onderwyser, 'n skoolhoof, 'n stiefpa, 'n eie ouer, 'n wie ook al. Selfs die kerk. Selfs die leierskap. Iewers, ergens. En ek het my mure op. Maar my mure wat op is, hou dalk ook die allerbeste gawe buite. En nou kan ek 1 Korintiërs 13 weer oopmaak. Jy kan hom gaan oopmaak. Jy kan hom by die huis gaan oopmaak. Jy kan sê, Here, ek is so dankbaar dat dit nie 'n wet is wat my afskryf wat ek nie kan bereik nie. Ek is so dankbaar dat dit toerusting van U is. Hoe gaan dit nie eerste van hom kom nie? En hoe langer jy God leer ken, jy gaan net toeneem in een manier. Ons het vreeslik baie dinge wat ons kan sê, neem toe hierin en neem toe daar. En ek sê jou, as jy God
leer ken, dan ontdek jy, God is liefde. En al ken jy nie daardie woord nie, en al het jy hom nie ervaar nie, jy het dalk net vandag in jou hart die deur op 'n skreefie oopgemaak. Hy volg op. Hy gaan jou oorweldig. Hy gaan jou transformeer. Hy vat oor. Hy neem oor. En jy word al hoe meer soos hy, omdat jy nou sien wie hy werklik is. En lees dan 1 Korintiërs 13 nie as 'n diskwalifikasie nie. Lees dit as 'n aanbod. En dan sê jy, die liefde is geduldig. Die liefde wat ek van God kry, is vriendelik. Die liefde wat ek van God kry, is nie afgunstig nie. Die liefde wat ek van God kry, is nie grootpraterig nie. Die liefde wat ek van God kry, is nie verwaand nie. Die liefde wat ek van God kry, handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde wat ek van God kry, soek nie sy eie belange nie. Die liefde wat ek van God kry, is nie lig geraak nie. Hoor nie, hou nie die boek van die kwaad nie. Hou nie boek van die kwaad nie. As jy boek gehou het, as drom toe met die boek. Die liefde van God hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie. Maar verheug hom oor die waarheid. Laat jou oorweldig. Los die beheer. Hoe groter die chaos in ons lewe, wil ons natuur wil beheer neem. Iemand sê, hoorie, as ek weggaan, is dit 'n gemors. Vra vir God as jy weggaan, dat hy oorneem. Kry God, roep hom aan, is jou versekering. Dit gaan jy nie vrywaar van wat in hierdie wêreld gebeur nie, maar ten spyte van al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars. God sal ons nooit bo ons kragte laat beproef nie. Maar wanneer die beproewing kom, is hy daar. Dit bedek alles. Daai liefde wat ek by die Here gekry het, dit bedek alles. Daai liefde wat ek by die Here gekry het, daai gawe, glo alles. Daai liefde wat ek gekry het, hoop alles. Daai liefde wat vir my aangebied is, wat ek wil hê, wat ek op tap, verdra alles. En daai liefde wat die Here uitstort oor Katoo en hierdie landstreek, hierdie pragtige stuk wêreld, waar die kerk van die Here Jesus Christus aan die groei is. Daai liefde vergaan nooit nie. Die gawe van profesie sal verdwyn. Hy gee vir ons die perspektief, nee. Die gawe van ongewone tale en klanke sal ophou. En die van my 2 doktorsgrade, die kennis sal uitgedien raak. Want ons ken gedeeltelik. En ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gespeel soos 'n kind, gedink soos 'n kind, gepraat soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man, 'n vrou is,
is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons in 'n dowwe spieël na 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou kan ek net gedeeltelik sien. Ek ken gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Julle gaan die kerk sien groei. Ek wil dit eintlik sê, julle sien die kerk groei. Jy sien. Jy's binne in dit. Jy is besig om toe te neem in Christus. Danksy God. En soos jy toeneem in Christus, sal jou dorp, sal jou stad, sal jou voorstad, sal jou plaas, sal jou distrik verander. Die lig kom op. Jy gaan ongeregtigheid sien aan die lig kom. Jy gaan so jou lewe kan omkry deur slegte nuus en te sê die regering, die plaaslike regering, die ouens hier, die ouens daar, die ouens daar. Nee, dis nie bepalend nie. Hulle is my sendingveld. Ek bid vir my regering, want God het gesê, dan sal ek in vrede woon. God het vir die generaal, die hoof van die weermag van Suid-Afrika, wat sy hele lewe toegewy het en die beste soldaat was wat jy kon kry in Suid-Afrika, die heel beste oorlogmasjien wat daar kon wees, God het vir hom gesê, Constant Viljoen. En hy sê dit, hy het dit in Engels vir ons gesê, want dit was 'n Engelse dokumentêr. Engels is nie eerste taal nie, jy kon dit hoor. Hy sê, hierdie man wat net geleef het, vir die oomblik van oorlog. Hy sê, then God told me not to make war. Because afterwards, you still have to negotiate, and then there is nothing left. Is dit God? Hy het sy aansien verloor, hy het hom uit daai saal uitgejou, hy het uitgeboe. Maar God het met hom gepraat. En hier is ons. En nou is daar oorlog in so baie plekke. En jy sien dit. En dan moet jy weet, goed, miskien is daar nie daar die genade wat ons hier het nie. Maar jy hoef nie op 'n vliegtuig te klim, dat daar genade kom nie. Jy praat met God. Kan ons saam bid? Vader, ons wil vandag vir U dank. Ons wil vir U dank dat ons lewe in hierdie tyd. Ons kon in enige eeu, in enige tyd, ons kon in enige van die venster van die Heilige Gees se uitstorting, van die hemelvaart tot die wederkoms, kon ons geleef het, maar ons leef nou. Ons leef nou, want ons moet nou lewe. En Vader, daarom het ons 'n doel, en dis 'n goddelike doel. Ons kan dit nie weet nie. Here, U kan vir niemand vooruit sê, wanneer kom U weer nie, want ons sal dit nie kan hanteer nie. Maar ons weet, dat nou is dit U wil, dat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, in my omgewing, in my dorp, in my skool, in my winkel, in my besigheid, my kantoor, my huis op die plaas, oral, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. En as ons nou, as volgelinge van Jesus, besef dat amen is nie net 'n punt agter 'n sin nie. Dit is 'n profetiese woord wat sê, dit sal so wees. Dan gaan ek vra dat elkeen wat saamstem, dat God sy gees uitstort op hierdie land, sal jy daai woord profeties gebruik. Amen.